Seun van God, doen dit nog 'n keer. O, Jesus, doen dit weer. O, Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en waar ons mekaar vandag weer eens gaan stig, mekaar bemoedig en vir mekaar net weer wys dat God is in beheer. Ja, God sê partykeer nee, partykeer sê hy wag 'n bietjie en partykeer sê hy ja. En dit is so belangrik dat ons moet leer om dit te aanvaar en nie ons eie plan probeer maak nie. Dit is so belangrik dat ons werklik alles oorgee. Daai liedjie wat sê, let go and let God have his wonderful way. Wil ek vandag vir u los en laat toe dat die Here sy doel bereik met elkeen van u. Nou vanmôre het ons die voorreg om saam met ons medesissie in die Here aan u voor te stel. Ek gaan nie hierdie keer haar naam noem sodat ek haar man se naam genoem het nie. Sy moet haarself voorstel aan u en vir julle vertel waar kom sy vandaan. Dankie Marieta. Baie dankie Andries. Kykers, dis vanmôre vir my 'n baie groot voorreg om vanmôre hier te kan sit en met u te kan kom deel. My naam is Marita en my vader is Nordea. Ek is eintlik van beroep 'n teoloog. Maar die Here het een wonderlike pad met my gestap. 4 jaar terug, 2 maande voordat hy my eerste man kom haal het, het hy vir my gesê, die engel is gereed om hom te kom haal. En toe vra ek Vader, asseblief, dat ons was in PE daai stadium, dat ek hom net huis toe vat. En dadelik het Vader hom aangeraak en vir my gesê, wag 2 dae, moenie nou ry nie. Want as ek ry, gaan hy sterf op die pad. En ons het 2 dae gewag, en ons het eintlik 4 dae, het ons aan 'n boek klaar geskryf, en toe gaan ek huis toe. En die Vader raak hom so aan, dat ek skoon vergeet, dat hy vir my gesê het, hy gaan hom kom haal. Nou, wat vir my so interessant is, die Sondagoggend van die 12de September, aan tafel, sê hy vir my, onthou my vrou dat ek vir jou die openbaring gee, van Elia en Elisa, wat ek gekry het. En ek sê nog vir hom, nou gee dit sommer nou, nee sê hy, ek sal dit nog vir jou gee. So gaan ek daai Sondagmiddag en ek gaan vat 'n middagslaapie en hy is besig in die kantoor. Nou Andries, ons kantoor was so ingerig dat daar vir 2 mense plek was om te bedien, want ons het oor 77 lande bedien. En toe ek nou opstaan, toe sien ek, alles is verander net na 1 persoon toe. En ek kon nie verstaan nie, en hy was so opgewonde oor dit, my vertel as 3 bokse wat hy uitgesorteer het, wat ons nie meer gaan gebruik nie, dis klaar uitgevat, maar ek kon nie verstaan nie, en hy bly my vra, my vrou, wat voel jy? En ek sê, ek voel die vrede van die Here, maar ek verstaan nie wat hier aangaan nie. En so dit aangehou, tot hy my sê, ek moes hom deel van my vakke, vir hom help met 'n voorlegging vir die Woensdag, hy sê, nie kry al die goed reg. En hy gaan net gou badkamer toe, en ons hoofslaapkamer was net langs die kantoor. Maar net voordat hy uitstap, draai om en hy sê vir my, wat voel jy? Vir die 3de keer. En ek sê vir hom, ek voel die vrede, en hy draai om en hy sê vir my, nee my vrou, die Here is hier. Nou, Andries, ek doen baie sterfbedbegeleiding, so ek kan sien wanneer hulle wat jou vooruit gegaan het inkom. Ek kan sien wanneer die engele van Vader inkom. Maar ek het niks gesien nie. Dit was of Vader my beskerm het. Nou ja, toe hy terugkom, het hy dood neergeval voor my, voor hy die grond kon raak, toe sy al klaar weg. En hoe ek met hom mooi gepleit het, toe volgens hy bly hier, ek sou help, en ek het hom vir hom asemhalings gedoen, maar niks het gewerk nie. Ek was nog so besig, en toe sien ek, by sy kop, die voete van Jesus. En toe ek opkyk, toe kyk ek binne in Jesus se oë, Yeshua se oë, en toe weet ek, dis verby. Hy het hom kom haal. En dit was op die kop 2 maande, wat ek die voorreg gehad het om hom ekstra te hê.
Nou Andries, dit was vir my baie traumaties, al was ek voorberei. Al het Vader vir my gesê die engel is gereed, was dit vir my baie traumaties. Nou ons was oor die 35 jaar in die bediening, ek en hy saam. En ons het saam gestudeer, ons het saam ons doktoraat gekry, alles. Maar ek kon nie, na dit kon ek nie opstaan en aangaan met my lewe nie. Al het ek 'n goeie pos gehad, het ek by 'n groot internasionale kerk was ek in hulle diens. Maar ek kon nie verstaan wat gaan aan nie. Ek is ook 'n lewensafrigter. En ek het bly die fout soek in my geestesmensie. Tot een oggend wat Vader gekom het en vir my kom sê het, ek moet bedank. En hy gaan my Parys toe stuur, want hy gaan myself leer. En wat hy vir my gaan leer, is wat ek nie by universiteit gekry het nie. So ek het in geloof, het ek bedank, en ek is toe getrek Parys toe. En in 2023 het Vader met my 'n pad kom loop, en vir my kom vertel van die 3 dimensies, wat ons almal is. Ons is 'n geesmens, ons is 'n sielsmens, en ons het 'n liggaam. Nou, ek as 'n pastoor, al hierdie jare, het ek nog net op die gees gewerk. Gee jou hart en lewe vir die Here, en dan sal alles nuut word. Dit is so, maar in jou geesmens word alles nuut. Dis daai wonder wat mens nie kan verklaar nie. Dis nie 'n absolutiteit wat ek vir jou kan sê, dit gaan so gebeur en so gebeur nie. Dit gebeur net. So, en op daai oomblik is jy in, ek wil die Engelse woord gebruik, in right standing with God. Maar dis in jou gees. En toe kom deel hy met my die skrif van Johan, die 3de boek van Johannes, vers 2, wat hy skryf, en ek wil dit graag sê soos die Amplified. Daar staan, Beloved, I pray that you may prosper. Toe gaan kyk ek in die Hebreëus, wat beteken hierdie prosper? Dit beteken besigheid, dit beteken finansies. Die tweede ding sê, and in everything. Nou, everything is jou verhouding, is jou werk, is jou kinders, is jou vrou, jou huwelik, and in health. So, as your soul is prosperous. En toe besef ek, ons is baie meer, en dat hierdie 3 dimensies het 'n interaksie met mekaar. So, toe begin ek nou kyk, toe besef ek, as dit met jou siel nie goed gaan nie, gaan dit nie goed gaan in jou finansies nie, dit gaan in jou besigheid goed gaan nie, dit gaan in jou huwelik goed gaan nie, dit gaan nie met jou verhoudings goed gaan nie, gaan ook in jou werk goed gaan nie, en dit gaan ook nie in jou liggaam goed gaan nie. Want alles wat gebeur in jou siel, het 'n effek op jou liggaam en jou gees. So, dit was net vir my besonder, om dit by Vader te kon leer. En besef, ons is meer as 'n gees. Ons is meer as 'n siel. Die sielkundiges doen wonderlike werk, maar hulle kan jou nie gesond maak nie. Die dokters wat op die anatomie werk, doen wonderlike werk, maar hulle kan jou nie gesond maak nie. Daar's net een. Halleluja. En dit is God. Dis waar. En hy doen dit met die bloed en deur die krag van die Heilige Gees. Wow. Nou, ons kyk na ons gees, ons gaan bid en ons gaan kerk toe. So, ons kyk na ons gees, ons kyk na ons liggaam. Ons trek hom aan, ons borsel ons tande, ons kyk in die spieël. Maar wanneer laas het jy in jou siel gekyk? Want jou siel is wie jy regtig is. Dis jou siel, liewe kykers, wat of paradys toe gaan, of na die doderyk toe gaan. Hy kan nie sterf nie. Dis waar. So, maar wanneer kyk ons as gelowiges na ons siel? Andries, ek moet met skaamte sê, ek het nooit, tot vandag toe wat ek in die bediening was en voor 2023, ooit na my siel gekyk nie. Nou, hoe weet ek, daar's 'n probleem in my siel?
Daar's 4 goed wat met jou gebeur. En ek wil net vir u sê, kykers, as 'n predikant het ons altyd, as die persoon tot bekering kom, dan leer ons om die bloedlynvloeke. Dis belangrik om die bloedlynvloeke af te sny. Maar dis net 3%. 97% van alle siektes kom uit jou sielsdimensie. Sure. Maar ons kyk nooit daarna nie. Die kerk kyk nie hierna nie. En dis die kerk wat na die welstand van die siel moet kyk. Nou, ek gaan uitvind, wat is dit? Hoe weet ek, daar's 'n probleem, daar's 'n wortel in my siel? Die eerste ding, wanneer jy 'n wortel het in jou siel, en ek wil dit in Engels sê, firstly, it breaks down the body. Skielik het jy pyne waar jy nooit pyne gehad het nie. En die tweede ding, dit verander jou persoonlikheid. Jy's 'n outgoing persoon, jy wil met mense praat, en skielik is jy nie meer lus vir mense nie. Ek het vir 2 jaar, het ek my heeltemal onttrek, en ek hou van mense, mense is my passie, maar ek het onttrek. En derdens bring dit gemoedskommelinge, mood swings. Die een oomblik is jy hier op die top, die lewe is 'n lied. Die volgende oomblik is jy hartseer, en jy's ongelukkig, en jy voel verward, en jy voel frustreerd. En dan kom die 4de punt. Dit bring 'n blokkasie in jou gees. Heilige Gees kan nie meer kom nie. Jy bid en alles is hier teen die dak. Jy roep na Vader en dis teen die dak, want daar is 'n blokkasie. En dit is waar ons besef, ons moet in die siel kyk. Andries, ek is 'n pastorale beraader. En ek sal altyd 'n pastorale beraader is. Al werk ek in die sielsdimensie, spesialiseer ek in die sielsdimensie, is daar net God wat jou kan genees. En weet jy wat so mooi van hom? Hy sê vir ons, ek wil nie jy moet daarmee cope nie. Ek wil nie jy moet daardeur werk nie. Hy sê, bring dit die wortel na my toe, ek wil dit uitroei. So. Want jy word nie bewus van 'n wortel, totdat daar druk kom. Dan is dit soos 'n skilpaadjie wat sy kop so uitsteek. Dan sien jy, oeps, ek het nie geweet, hierdie wortel is in my nie. So, ek het nou baie gepraat. Nee. Dit is waarvoor hy is, om te gesels, om met ons te deel wat die Here ons elkeen voor gebruik, ons elkeen voor roep. En weet jy, Rita, vir my is dit so net, kyk, ek en my vrou meer as ek nog, is vreeslik lief vir drome. Ja. En dit is so belangrik, dat jy moet jou drome deel. Vanaand, as ek oor Piet gedroom het, en ek ken vir Piet, moet ek vir Piet laat weet. Ja. En baie keer praat die Here, droom jy oor 'n persoon, maar as jy gaan kyk wat daai persoon se naam beteken, God sê in sy woord, ek het jou geroep by die naam. Ja. Nee? Ja. En die mense besef nie wat jou naam beteken nie. Dit is so belangrik, dat jy, ek wil vir kykers sê daar, dit is ernstig mense, moenie jou kinders sommer net enige naam gee nie. Ja. Gaan kyk eers wat beteken daai naam. Ja. Want jy kan 'n binding plaas. Is so. Weet, en baie mense sê, wis, nee, julle is daarom maar bietjie te radikaal. Maar dit is waaroor dit is. Wat is ons geveg? Is nie teen vlees en bloed nie. Nee. Dis teen die bose magte in die ligte. Weet, toe ons met Daan, jou man, nou die vorige opname gedoen het, toe praat die Here so duidelik my, wat hy gesê het, goed wat jy spreek. En dan besef jy, wat doen die sataniste? Hulle spreek vloeke uit oor kinders van die Here, oor die mens. Hulle spreek vloeke uit. Ja. En hoe doen hulle dit? Met die mond. Yes. Weet, en waar kom het uit? En dit is so belangrik, dat ons werklik met mekaar moet deel wat die Here op jou hart lê. Soos jy nou tereg sê, die Here het vir jou gewys, dis reg om die gees te versorg, maar dit is amper belangriker om die siel te versorg. Absoluut. En hoe baie van ons doen dit. Ja. Weet, en dit wat jy sê, ons lees ook in die woord van, wat Paulus sê, hulle sê hy het 'n doring in sy vlees gehad. Die woord van die Here sê nie,
wat se doring dit dis was nie, so. of wat dit regtig was nie. Baie mense spekuleer, kyk, hy was nooit getroud nie, miskien was dit, sê jy meer, want jy kon agterkom, en nou, as jy gaan hoor, van mense wat 'n studie gedoen het oor Paulus, was hy 'n kort mannetjie met bakbene en 'n bleskop. Want daai kinders het om ons gespot ook op 'n stadium en die wilde diere het hulle verslind, weet. So, maar ons weet nie, en baie keer dan stap ons 'n pad jare met iemand, en ons weet nie regtig wat binne in sy siel aangaan nie. Dis waar. En ek het 'n medeboetie daar in Natal, hy het altyd gesê, woensdae se bidure is vir hom die kragstasie. Weet, dis sulke goedjies wat jou bybly, wat 'n persoon sê, en hoe gaan jy dit weet, as jy nie in die kerk is nie? As, ek weet dit vir 'n feit, dat jy sal 'n droom hê oor 'n persoon, en sê jy, Jesus man, ek ken nie daai persoon nie. Nou kom jy kerk toe en sê, hier sit daai persoon wat ek oor gedroom het. Dan is dit oor. Maar as daai persoon die kerk toe gekom het nie, nommer 1, het jy nie gesien jou droom se bewaarheid nie, en jy het nie 'n geleentheid, daai persoon kry ook nie daai geleentheid om 'n waarskuwing te kry, of 'n seëning te kry. En ek meen, ons moet weer terug wat Daan gesê het, ons moet leer om meer positief te spreek. Ja. Weet, seëninge uit te spreek, is maar so maklik dat ons negatiewe dinge sê. Dis waar. Ja, en harde woorde vir mekaar. Absoluut. Dit is, wat sê dit vir ons? Die liefde van Jesus is die grootste van alles. Amen. Hy? En dit is so, en die pad wat jy nou saam met Daan stap, is heeltemal iets anders. Heeltemal iets anders. Kyk, ek sê, my vader nou een keer, toe sê ek vir hom, as u net vir my gesê het, daar wag iemand vir jou, dan het ek dalk nie so gerou nie, en dan het ek makliker opgestaan. Maar wat vir my so besonders was, ek het glad nie gedink om te trou nie, want ek kon nie verstaan, hoe kry jy een man lief, nou word jy lief weer vir 'n ander man, maar daar is iets moois wat ek geleer het, in hierdie proses. God het eers na my toe gekom en vir my gesê, hy wil hê ek moet Daan na sy eindbestemming bring, sy goddelike eindbestemming. Toe sê ek, Vader, ek kan dit nie doen as 'n beraader nie. Ek kan dit nie doen as 'n geestelike leier nie. Daardie rol kan ek net vervul as 'n helper. So, en toe die oggend het Vader met my 'n verbond gesluit oor hom. Hy het dit nie eers geweet nie. En hy het my laat 'n ring aan my vinger sit, as teken van die verbond wat ek en hy het. So ek het toe dadelik begin, maar wat iets vir my kosbaar is, toe my Aatjie weg is, het ek iets gemis. En as hy nie weggegaan het, sou ek dit nooit gemis het nie. Dis die geestelike, spiritual covering, wat oor my was. Skielik was dit weg. En skielik moet ek nou leer, om God te vertrou as my cover. En toe Daan inkom, om my te kom help met my dogter, toe hy inkom, toe kon ek voel, daar kom 'n covering. En toe die Here nou met my gepraat oor hom, maar wat ek ook besef het, God het ons eers in die gees met mekaar laat konnekteer, toe in die siel, en heel laaste was in die vlees. Sure. Waar dit met Aatjie, ons is amper 40 jaar dus ek saam was, met hom het ek geleer om in die siel, dit het jare gevat, voor ek in die gees met hom gekonnekteer het. Dit het baie jare gevat, voordat ek kon sê, okay, ek dink nou so, ek weet wat jy dink. Ek weet wat sy lied het nou by jou opgekom. Daai eenheid waarvan Maleagi praat, the spirit of marriage, dit vat tyd. Maar hier het dit heeltemal anders te gekom. Eers in die gees, ek kon dadelik die cover voel. En dit maak my opgewonde. En Andries, ek het 'n hart vir Afrika. My vorige man het gesê, hy het nie daai roeping gekry nie. Maar die Here het vir my iemand gestuur, ver bo wat ek kan vra, wat ook 'n hart het. En dis of ons bediening so saamvleg. En ek besef net, ek het altyd gedink, Aatjie was my eindbestemming.
En daar net gedink, sy vorige vrou Daleen was sy uitbestemming. Min het ons geweet, dat nie Archie of Daleen was hulle uitbestemming nie, maar ek en hy is die uitbestemming. Sure. En iets kosbaar, wat ek nou net kort vir jou wil vertel, in 2014 kry ek 'n opdrag van God om Daan te gaan salf, soos wat Samuel vir Dawid gesalf het. Wow. So, en ek het met 'n trok deurgekom, want ek het nie finansies gehad, ek en my man, om deur te kom, dit was in Port Elizabeth op daai stadium. En toe ek dit deurgekom, ek het hom met 5 Verskoon tog, waar het hy toe gebly? in welkom. Van P af welkom toe. Ja, en sy vrou en ek was oor die 35 jaar vriendinne. So ek het hom gesalf met 5 liters olie en ek het 'n profetiese woord uitgespreek oor hom. Min het ek geweet, dis my toekomstige man. Dit was die eerste man wat ek het gedoen het in opdrag met die Here en die laaste een. Ek het nie eens vir Archie so gesalf nie, want dit was nie 'n opdrag van God nie. Nou, kan jy nou dink, liewe kykers, as Vader daar vir my gesê, jy salf nou jou toekomstige man, het ek gesê, vyand, wyp agter my. Want ek het nie daar die gesig nie, ek kon nie so ver sien soos Vader nie. Sure. Nee, wys net, ons moet wag op God. Absoluut. Ons het gister tydens die diens, het ons daai liedjie gesing van wagtend. Och, weet jy, dit is so belangrik om op God te wag. Absoluut. Marita, nou wil ek vir jou vra, deel bietjie met ons gedeeltes waar jy ek dink jy het my gesê so 'n bietjie in Uganda was. Ja. Is dit vir jou een van die Afrika state wat vir jou uitstaan, of is daar een wat vir jou meer uitstaan? Deel vir ons 'n bietjie oor dit. Uganda, ek was in verskeie state, ek was in Namibië op in Rundu, ek was in Botswana, ek was verskeie, ek wil nou nie eens almal opnoem nie, maar in Uganda leef my baie na in die hart. Hoekom? My hart lê om vir mense te gaan help, daar waar daar nie 'n dokter is nie, daar waar hulle nie het nie, geen middele het nie. En ek was bevoorreg om in 2014 Uganda toe te kon gaan, in 'n area waar hulle nog nooit 'n wit mens gesien het nie. Die kinders het vir my weggehardloop. Hulle het geskree as hulle my sien. Tot hulle my begin gewoond raak en ek hulle omgekoop het met lekkertjies en goed. Toe wil hulle my hare voel en hulle wil voel aan my vel. Maar dit is amazing en dis daai mense wat God nodig het, want daar is nie dokters nie. Hulle het nie deure nie. Hulle het lappe vir 'n deur. So daar is baie en daar's baie witchcraft in Afrika. Maar wat my wonderlik is, dat God daar met sy krag van die lam en die Heilige Gees krag mense laat kankers laat uitval het. Ek kon dit sien. Ek kon sien hoe bene groei. En ek dink dis wat God wil hê. Ons moet sy arm en sy voete wees. Amen. Vir 'n mens. Baie keer het mense 'n Jesus in 'n vel en been nodig. Maar ja, Uganda is vir my baie, baie spesiaal. Baie armoedig. Baie armoedig. Kampala, wat die hoofstad is nie so erg nie. Jy kan sien dat die moslems is baie in beheer daar, maar dis mooi. Hierdie Afrika lande is mooi. Maar wat vir my daar getref het, dis ook die begin van die Nylrivier. Die oorsprong van die Nyl kom daarin. En hulle het 'n Victoria Meer is ook daar. En iets wat ek by my broers geleer het en my susters is dat ek wil nou iets kosbaar sê. Iets wat ek by hulle geleer het is berge speel 'n groot rol by hulle. Baie groot rol. So hulle het altyd 'n prayer mountain. Daar's altyd prayer mountains by hulle. So ja, Andries, Afrika, my hart is in Afrika. Ja, dis awesome. Weet jy, Marita, ek kan baie keer nie glo as ek so saam met mense sit en hulle vertel my en hulle getuig, jy
jou brein skep vir jou prentjie, maar jy kan eers die werklikheid ervaar as jy daar is. Is so. Jy weet, dit kom weer terug na siel, gees en liggaam toe. Absoluut. Want jou gedagtes dink nou, maar jy verstaan net, tot jy daar kom, dan ervaar jou liggaam dit. Ja. Nie net die area wat jy moet gaan slaap, die atmosfeer, die kultuur, die tradisies, en soos jy sê, en ons moet bly die volle wapenrusting van Absoluut. God aantrek, elke dag van ons lewe, en dit spreek oor elke geliefde van ons, geestelik of biologies, is dit so belangrik, dat ons werklik die bloed van Jesus moet pleit, die volle wapenrusting moet aantrek, reeds oor hierdie dinge. Die hekse is hier, jy weet, en Dit is 'n realiteit. Jy dink nog, hier kom nuwe boetie of sussie in die kerk in, kom jou besoek, wie is hulle? Wat is hulle? Weet, nie almal wat sê hulle is die kinders van die lig, is kinders van die lig nie. Dis waar. En dit is waaroor ons moet waak en bid, maar wat is so belangrik? Hulle siel. Absoluut. Weet, so, ons kan nie daai mense oordeel nie, ons moet werklik intree vir hulle en bid en bly vir hulle. So ek wil vir jou sê, ons tyd het opgeraak, ek kan partykeer nie glo, vinnig gaan die tyd verby nie, en dit was my so voorreg, dit was vir my lekker, dit is net vir my weer 'n bewys, God is in beheer, God het 'n doel met elkeen, God gee vir ons elkeen gawes en talente, en ons moet dit net uitleef, ons moet dit uitleef daar buite. Ek wil vir kykers daar sê, moenie ophou om van God se goedheid te praat nie, moenie vir ander mense ophou om te vertel, Jesus red en genees en hy doop nog met sy gees nie. Marita, baie dankie. Ek gaan nou die kykers groet, ek groet u tot 'n volgende keer, tot ziens, ons gaan van Marita vra om vir ons af te sluit met 'n gebed. Baie dankie. Almagtige God Dankie, Here. en Hemelse Vader, ons Vader, Here, hoe bevoorreg is ons om vanmôre hier te kon sit en net te kon deel van u woord. Maar Vader, ek wil vanmôre bid vir mense, vroue, manne, wat is waar ek was, wat nie kon sien hoe hulle verder in die lewe aangaan nie. Heer, Vader, sal u asseblief deur die Heilige Gees met hulle spreek en vir hulle hoop gee. Amen. Want Here, u hoop ankers ons siel. En ek dank u daarvoor. Ek dank u vir oomblikke soos hierdie, wat ons by u voete kan sit. En ons eer u daarvoor. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer. Siel van God.